Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord kom uit 1 Konings 17 vers 2 tot vers 7. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: Gaan hier vandaan weg, draai jou na die ooste, steek jou dan weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. Jy moet uit die spruit uit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En Elia het gegaan en hy het gehandel volgens die woord van die Here. Hy het daar gaan bly. Die kraai het vir hom smorens brood en vleis gebring, saans ook brood en vleis, en hy het uit die spruit Krit uit water gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit begin opdroog, want daar was geen reën in die land nie. God het bonatuurlik voorsien. Kan jy dink dat die kraaie nie die vleis intussen opgevreet het, terwyl hulle na Elia gevlieg het nie? Werklik 'n wonderwerk. Week na week kon Elia gesien het hoe hierdie spruit naderhand begin opdroog, totdat uiteindelik droog was. Daar was soveel kere waar hy beproef was om moedeloos te kon raak en geloof te kon struikel, maar hy het nie toegelaat dat sy omstandighede sy geloof binne in hom opdroog nie. Ongeloof kyk na God vir hulp deur die bril van omstandighede, maar geloof plaas God tussen jou en jou omstandighede. Die kraai het ook nie rede gehad om langer te vlieg, want daar was nie water nie. Maar Elia se geduld en geloof wat hy behou het God se woord laat waar word in sy lewe. En toe kom God se woord weer na hom toe en sê om na Sarfat te gaan, waar 'n weduwee hom sal onderhou. Hoeveel sal ons nie by daardie droë spruit gesit het en moedeloos geraak het en ons eie planne begin maak het nie. Ons sou dalk op en af geloop het langs daardie spruit van bekommernis, geïrriteerd geraak het, 10 teen 1 gesoek het na die vloek in ons lewe, die bose agter die omstandighede gaan soek het. Maar dit was niks van dit gewees nie. Dit was God se plan, dat hy by Sarfat by einde moet uitkom. God se liefde is getrou en vir ewig getrou, sal dit aanhou om getrou te wees. As ek en jy maar net geduldig kan wag, om te sien hoe sy plan sal ontvou vir ons, dan sal ons nooit die vreeslike vrese en angs beleef het, om 'n ander uitweg te gaan soek nie. Dan sal ons nie hoef soveel keer terug te gaan in ons verlede, om te vergewe nie. Dan sou ons nie soveel dinge net geregret het nie. Ons sou nie verloor of hartseer tye geken het nie. Psalm 27 vers 13 sê: O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Liewe mens, as jy nie geglo het dat jy die goedheid van die Here in die land van die lewendes sal sien nie, wat sou nie van jou geword het nie? Waar sou jy nie nou gewees het nie? Dat jou hart sterk bly terwyl jy wag. Here Jesus, baie dankie dat daar wonderbare krag is in u bloed om ons sterk te maak. Here, ek bid vir elkeen wat die boodskap nou hoor, dat hulle harte versterk sal word, Here. En Here, dat hulle sal wag op u. Dat hulle sal weet, Here, u is die een wat die antwoorde gee. Jesus, baie ook dankie vir u liggaam wat vir ons gebreek is. U liggaam, Here, wat deur u wonde ons genesing word. Dankie Jesus daarvoor. Amen.